Hot, Heartbeat FM en jy is ingeskakel by Hizard. Dit is elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10. Michael, welkom by Heartbeat FM. Ek wil vir jou vra wat is jou oë so groot? Maar ek dink jy het agtergekom die mikrofoon werkie. Ek wil vir jou vra ek dink net jy kan nie 'n radio jy kan nie 'n radioprogram so begin nie met jy lyk so wie groot geskrik het. Wel Michael Lind, die nimmerlike Michael Lind. Hallo Richard. Welkom by Heartbeat FM. Nee, is lekker om te wees, baie dankie. Dis so, ek het vanoggend baie vroeg opgestaan, want ek het geweet die pad oop is hier na toe, maar ja, dit is maar ek is hier en ek is wakker. Ja, ek het nog ons gelê en dink deur die nag, wonder ek, want ek sien net oral op sosiale media, weet dit is almal post net riviere, vloede in die Suid-Kaap en spesifiek ook Oudtshoorn. Ja. So, maar die pad is mooi oop geweest. Dit was lekker. Dit was die mis het so laag gehang, maar dit was mooi. Ja, 10 jaar terug het ons eerste onderhoud op radio gehad, ek en jy nog in die ou ateljee. Ja. En dan het ons so 'n paar onderhoude na dit gehad, maar alles het gegaan oor albums en musiek en so voort, jy weet. So nou is jy by 'n program, jou storie vir sy glorie. Ja. En ek is so dankbaar dat jy as 'n publieke figuur bereid is om jou storie te vertel, want jy weet daar is ook maar platemaatskappye en die promosiefirmas en so voort wat baie bang is vir wat jy sê omtrent jou lewe en so aan, want hulle is bang jy verloor followers of gevolg. Ja. So dit is maar daar is maar altyd amper soos ek wil sê persecution, jy weet, in die industrie. Een van die kunstenaars het nou die dag vir my vertel en dinge wat met hom gebeur het rondom daai. Maar nou ja, ons praat vandag oor jou storie vir sy glorie. Ja. En die eerste vraag is altyd oor waar het jy groot geraak? Vertel ons bietjie van jouself, van jou kinderjare. Ja, ek het dis eintlik waar my storie begin, want toe ek my verstand kry, toe woon ek by mense wat nie my ouers is nie. En die vreemde ding is, my ouers het net so 'n straat of wat ver van hulle afgebly. So wat gebeur het is, ons was 8 kinders in die huis. Sure. My pa het baie kinders gehad, ons was 8 kinders in die huis gewees en ek is die tweede jongste. En vir een of ander rede was hierdie mense my dag moeder, of die vrou. Sure. En ek het by hulle gebly en as dit reën en dit is dan slaap ek sommer oor daar. En toe op 'n stadium lyk dit vir my, die mense het die kinders gehad nie, en ek het sommer by hulle gebly dan, en so het ek ouer geword, en ek het hulle pappa en mamma genoem, maar hulle was amazingly lief vir my, hulle het my so bederf, wat ek nie sou kon gehad het by my ouers nie, omdat ons so baie kinders is. Ja. En, so ek het, as ek gaan kuier, dan het ek vir my boetie gaan kuier, ek het by hom gaan speel, maar dan in die aand as die straatligte aangaan, dan moet ek na ander mense toe gaan wat nou my ouers is, en dit het so gebly tot ek 16 jaar oud was, en ek besef die plan wat die Here met dit gehad het, is ek het nodig gehad om by daai mense te wees, vir hulle onthaalwe en ook vir my onthaalwe. Dit was vir my baie special tyd in my lewe. Wonderlike mense. Ja, onbaatsigtige mense wat net gegee het. Ek het altyd die beste geskenke gekry. Ek het altyd gekry wat ek wou hê vir Kersfees, vir my verjaarsdag. En dit was net 'n gawe uit die hand van die Here uit. En ek het op 'n stadium het ek gewonder hoekom het dit met my gebeur het. Ek sou dink dit sou met my jongste boetie dalk gebeur of met iemand, maar die tweede jongste, maar die Here het 'n plan gehad. Ja. Hoe was jou kinderjare? Dit was baie lekker. Ja, ek wou alles doen wat ek nie kon doen nie. Ek het 'n natuurlike, my regte ma en my regte ma het baie mooi gesing. Sy is nou nie meer met ons nie, en my pa kon gitaar speel. So ek het die natuurlike musiektalent gehad, maar die een ding wat ek nie natuurlik gehad het nie, ek het nie 'n natuurlike ek het baie van tennis gehou en dan het ek baie van atletiek gehou, maar ek wou bitter graag 'n vinnige atleet wees, maar ek kon net nie hardloop nie. Ek het laaste gekom by oefeninge, verstaan jy, en sulke goed.
Maar ek wou dit doen en hulle het my ma hulle by week groot geword het my so ondersteun in dit en hulle het my in alles ondersteun. Ja, ek het tennisrakette gehad wat met die min geld wat hulle gehad het, hulle vir my die beste gegee en ek is so dankbaar daaroor. Ja. So, en was die Here in jou lewe of was jy ook maar stout? Ek was nie stout geweest toe ek klein was, regtig nie, maar as ek nou terugdink dan was ek eintlik stout want ek het daai tyd gedink ek is stout nie want ek het my vergelyk met van my ander vriende en hulle was, as ek dink aan hulle dan was ek dalk nie stout nie, maar ek het my pa het baie ontzag in of beweeg groot geword het. Ek sal nou so met net kwalifiseer die hele tyd. Met 'n groot ontzag gehad vir die Here. Hulle het byvoorbeeld vir my altyd, ek was klein man, dan is ek die enigste kind wat kerk toe gaan met 'n pak klere. Verstaan, ek het 'n das aan, dan is dit somer. Dan is my vriende met kort mooi hempies en goed alles daar by die kerk, maar ek sit daar met 'n pak klere, maar net uit hulle ontzag uit vir die Here en vir die kerk. Ja, so ek het in 'n environment groot geword van waar ons gebid het en ons het Bybel gelees, ons was lief vir die Here. Ek wou dominee word toe klein was. Ek het vir my pa gepreek by die huis, ja. En dan moes hulle luister, hulle moes so in 'n ry sit en na my luister. Ja, dis wat ek wou doen. Ja. En jy het nooit pad af gegaan nie? Nee, ek het. Ja, ek onthou ek was seker 'n topstudent in my skool gewees vir 'n klompie jare in my standaard as ek dit so kan stel. En toe gaan blyk by my ma, toe ek 16 jaar oud is. Toe gaan blyk by my ma en ja, dis nie hulle skuld nie. Daar's net baie vryheid by my ma gewees wat nie by my grootmaak-ouers was nie. En ek het daai vryheid net heeltemal net misbruik en my skool punte daaronder gelei, alles daaronder gelei. En ek het ontaard in iets wat ek nie wou wees nie, maar ek het dit geword want ek het baie vriende gehad daai tyd. En ons het op 'n stadium, ek was nie regtig baie into drank en goed gewees nie, maar ek onthou een aand waar ek begin rook het en so ek het sulke goed gedoen, rook en drink en ja, ek het nog nie, ek is dalk te bang om aan ander goed te begin om daarin te gegaan het, ja, so ja, ek het daarom Almal het so 'n verlore seun storie, jy weet. Ja. Ek dink waar jy maar net bietjie pad afgaan en so aan. Ja. Maar hoe het jy toe teruggekom? Nee, dit is eintlik 'n sad story wat ook mooi is. Ek kan my hele lewe, ek het 'n lied geskryf, elke wolk het 'n silwer rand. Ek het nou net daaroor gepraat wat my heeltemal Romeine 8:28 net saamvat, wat eintlik maar die ding die tema van my lewe is, as ek dit so kan stel. Ek het my sussie het selfmoord gepleeg. Ek was toe al 21 jaar oud, ja. Toe pleeg my sussie selfmoord so 3 dae na my verjaarsdag. En ek het 'n vriend gehad wat 'n Christelike musiekskool was, in die jaar voor dit was hy in 'n Christelike musiekskool en hulle het kom toer daar by ons op die dorp en ek het gaan kyk en ek het net en hulle het al die besonderhede van die musiekskool in Pretoria het hulle vir my gegee of wat hy vir my gegee. En ek onthou die aand wat sy self met pleeg, het was 3:00 die oggend. En dit was die 6de September gewees. En toe het sy haarself geskiet met haar dienspistool as gevolg van 'n boyfriend wat nou nie mooi gemaak het nie. En sy was in die polisie gewees. En dit het my nogal hard geslaan. Dis hoekom ek het baie empatie met mense wat deur daai goed gaan, familie en ek het familie wat onlangs ook daardeur is. Maar wat toe gebeur is die polisie betaal toe geld uit daai jaar vir my ma. En ek vra my ma toe of ek na die musiekskool toe kan gaan en sy sê ja, ek kan gaan. Maar die musiekskool, jy moes 'n Christen wees en ek was nog nie uitverkoop nie, maar ek het toe nou maar gesê nee, ek is en ek word toe aanvaar by die musiekskool en ek is toe op pad, ek is toe daar, word ontvang daar
En wat gebeur met hierdie musiekskool? Ons vorm 'n orkes, 'n band, en dan einde van die jaar neem ons 'n album op en maar jy woon baie klasse by deur die jaar. Baie klasse, geestelike klasse, Bybelklasse, musiekklasse. En ons het in die middel van daai jaar roep hierdie die hoof van die skool en sy vrou my in en hulle sê vir my, Michael, ek wil net vir jou sê, ons het nog nie 'n sent ontvang van die geld wat jy moes betaal vir hierdie jaar nie. En ek besef toe, hier is die einde van my pad. En hulle eindig dit af en hulle sê, maar ek en sy het gekies, ons kies om jou hier te hou. Sure. En dit het my so geraak dat iemand weer kies, dat daar weer iemand is wat my kies by 'n plek wat ek nie verdien om te wees nie, verstaan jy? Daai ouers wat my groot gemaak het, ek het nie verdien om daai liefde te kry wat hulle vir my gegee het en ek het nie verdien dat hierdie mense my 'n kans gee nie. En maar tot op daai punt het ek nog nie my lewe vir die Here gegee nie. En maar die 9de Oktober daai jaar sit ek in 'n so, ek noem dit altyd die bovertrek, want dit was 'n boonste verdieping van 'n huis in 'n klein studeerkamer. Lees ek 'n boek wat die ou vir my gegee het en daai dag verander die Here my hele lewe en ek neem hom aan en dit was toe net daar wat my lewe aan 'n pad gestap het, ja. Sure. Ja. En wat het verander na dit? Dat het eintlik niks verander nie. Dat het niks verander nie. Dit was die vreemde ding, dat het niks verander nie. Ek het inteendeel dinge tawer geword vir my. Yes. Ja. Ek onthou ek het so 'n paar jaar later ek het altyd weet jy wat is die probleem van aanbidding lei en dit deesdae amper meer so geword as back in the day. Is dat jy moet eintlik 'n goeie musiek. Ons het net daaroor gepraat. Jy moet 'n musikant, goeie musikant wees en jy moet goed kan sing en jy moet net jou oë toemaak en jou hande kan oplig. As jy dit kan doen, want jy kan met die charme van jou talent kan jy ver. Ja. Jy kan wegkom met dit. En ek het vir daai hele jaar, sonder dat ek my hart vir die Here gee, het ek vir daai hele jaar weggekom omdat ek kan redelik okay gitaar speel, ek sing redelik okay en ek sien almal maak my oë toe en jy kom weg want dit het die kriteria geword. Is jou talent Sure. en daar's geen geestelike manier waar hulle daarna kyk nie. Dit moet net mooi As lyk. jy in my band was, As ek dis jou nou. Ek het gisterand vir die ouens bietjie gepreek, jy weet. Ja, daar's 'n groot ek het toevallig ek gaan nou vir jou 'n mooi ding vertel van my en of 'n mooi ding wat my gebeur het. My derde ding wat my gebeur het wat ek nie verdien het nie. Ek is toe klaar by die musiekskool en ek het toe nog vir 'n jaar was ek 'n dosent by die skool, net uit dankbaarheid teenoor hierdie dat hulle my nie te betaal nie. Sure. Ek is nou maar net daar en toe dit nou klaar maak. Toe blyk nog aan in Pretoria en toe begin ek sommer net speel by 'n Christelike musiekskool daar in Christelike restaurant in Newlands in Pretoria. Begin ek daar speel en maar later toe ek het nie meer geld nie en ek moet werk en ek het nie werk nie en niemand betaal my vir my singery nie en ek is net daar, ek kan net eet en by die restaurant kan ek eet en ek sit een aand en speel en die volgende dag moet ek met die bus teruggaan want ek moet 'n 9-to-5 job gaan doen en ek hou niks van. Ek weet nie, dit is net nie vir my 'n ding. Ek bedoel baie mense moet dit doen en ek weet, maar ek het net altyd gevoel dit is vir my 'n straf om 'n 9-to-5 job te doen want ek altyd aan myself gedink as 'n musikant. En ek gedink mens kan dalk 'n lewe maak uit musiek uit. En ek moet die volgende dag moet ek met die bus teruggaan en ek kaartjies al bespreek. En ek sit die aand en speel en die restaurant is leeg, dol leeg. En 2 mans kom in, altyd pikswart klere aan en hulle eet iets. En maar ek is depressed man. Ek is so depressed. Dominee Pel van my het altyd gesê hy is so depressed soos 'n kalkoen voor Kersfees. Verstaan jy? Ek nog en die 2 ouens kom sit, hulle eet. En as klaar geëet, betaal hulle rekening en hulle stap uit. En een van hulle kom terug. En hy
hy fluister in my oor, hy sê vir my, wil jy my nie join in my bediening nie? Ek dink, dis 'n vreemde ding van die ou om vir my te sê, ek ken my skaars, ek kan net sit en gitaar speel en sing daar. Hy sê, en ek, hy sê, en ek wil jou vra of jy nie sal dit oorweeg om my, ek het die ou geken nie, maar die ou is toe Julius Megan. Sure. Ja, en ek kom sit daar en ek besef toe hier die Here weer vir my op 'n plek kom sit wat ek nie verdien nie. En ek join hom toe en ek gaan toe nie, ek klim toe nie op die bus nie en ek join hom en vir die wonderlikste 2 jaar van my lewe bedien ek saam met Julius en ek sien die hand van die Here en dit was seker vir my my moeilikste en my beste 2 jaar van my lewe, want ek het ook in daai tyd het een van die dorpe wat ons kon bedien het was in George en ek het my vrou in daai by daai was 'n AGS kerk daar in Denneoord. Yes. Koinonia was die AGS daar oor in Morrison en dis waar ek en my vrou ontmoet het of en ja, so ek is Julius Megan, hy is nie meer vandag met ons nie. Ja. Maar ek is hom ewig dankbaar. Ek onthou nou nog sy selfoonnommer uit my kop het, ek weet nie, is 08372851318, maar ek kan dit nou nie meer bel nie, maar ja, sure. Sure. Wonderlike man in my Maar lewe. dit wys jou hoe die Here se hand van besteding op almal van ons 'n unieke pad het. Absoluut. En hoe God vir ons sekere geleenthede oopmaak, sekere deure oopmaak, sekere tye, wanneer dit so moet wees vir die doel wat ons het. Ja, absoluut. Want ek kan sien in jou lewe, die Here is besig met iets. Ja, en lately het die Here het hy net weer vir my, ek weet nie, ek wil nie altyd sê, ek was nog altyd lief vir die Here, maar die afgelope tyd, ek weet nie, die Here het maar net 'n plan. En ek is baie excited. Die vuur brand bietjie hoër. Ja, hy brand bietjie hoër. Ek weet nie hoe anders om dit te stel nie. Ja, so ek kan dit sien. Ja, jy kan dit merk by mense dat jou dis asof iets draai binne in jou. Ek was vir jare baie besigheid gerig. En ek wou graag sukses gemaak het in besigheid en ek was nie bediening saam. En toe op 'n stadium toe die skuif gekom. Wat ek agtergekom het, maar my hart trek nou. Meer bediening. En ek kan sien met die projekte waarmee jy besig is en so voort. So vertel ons net bietjie van jou lewe na dit nou alles, hoe dinge toe uitgewerk. Man, weet jy, en dis die ding wat ek vir mense wil sê. Ek wil altyd vir mense sê die ouens net nooit heeltemal uitgesorteer nie. Verstaan? Ek wil jy en as jy dink jy is dan is dit dalk net nie jy moet dalk nie dink jy is nie. Want ek het toe in George en ek het toe my vrou ontmoet en met of maar as my meisie en daar was baie, ek was 'n sukkelende musikant, verstaan jy? Ek het vir 'n paar nagte in my kar gebly daai tyd in George. Min mense weet dit, maar my vrou is vir my verskriklik mooi. En as ons en ek kon net nooit, jy kan altyd hoor ek praat van 'n plek, die Here het my kom sit op plekke wat ek nie verdien het om te wees nie. En het my vrou kom gee wat ek nie verdien het om te kry nie, regtig. En ek praat dit van dit uiterlik ook. Ek bedoel, sy is vir my ma, toe my ma sien wie my meisie is, dis vra my ma, hoe het jy dit reg gekry om hierdie, dit is my eie ma wat dit vra, verstaan jy? En so almal dink ek het opgetrou in die lewe en ek stem saam met hulle, ek het opgetrou. Sy is jou betere helfte. Sy is my betere helfte. Baie ouens, dis toe nog serious was dit. Die ouens het my gesê, maak jy series al beter verkoop as jou vrou op die CD cover is, verstaan. So dit is maar die een ding wat ek wel wat dit expose het in daai tyd is ek het 'n geweldige insecurity probleem gehad. Wat ek kon en dit was nie rondom musiek nie. Ek was altyd confident in musiek en in sang en goed alles. Dit was nooit daar nie. Dit het by my toe besef ek het so 'n lae selfbeeld oor myself en dat daar insecurities is by my wat evident is, wat ek net nooit ek het dit nooit raak gekyk nie. Sure. En dit mis die Here, dit het klomp jaar gevat vir my en ek het intendeel amper my vrou se lewe verwoes
as 'n koppel, nog nie as man en vrou nie. Soveel so dat sy oor see gegaan het en net wou wegkom. En ek het altyd nog net die fout by haar gesoek en totdat ek in my tyd in my tyd wanneer ek alleen is, het ek net besef, yes Michael, jy het nie nodig om ver te kyk om die fout te kry nie. Kyk net binne toe en ek kon dit toe en ek onthou, ek beloof jy die dag toe ons trou. Daai dag toe verander die Here alles. Daai dag toe herstel hy my confidence en ja, dit is so mooi. En ek moet jou vertel, eendag sing ek my vrou het hier by 'n plek op George gewerk, my naam Styles, sy teelplek, sy het daar gewerk, ja. En ek het so 'n agent gehad en ek en hy was van Mossel Bay. En ek en Leani May en Jay moes 'n show, buitelug show doen in Bloemfontein. En ons ry soontoe. En dis op koue aand, dit was ek dink dit was Julie maand. En is weer eens hoe die Here vir jou iets gee wat jy nie verdien nie. En ek gaan sing daar. En na gesing het staan ek so by die mense koop toe CD's en 'n vrou en 'n dogtertjie kom. Sy en haar dogtertjie kom en hulle koop 'n CD by my en die dogtertjie hardloop op haar maatjie te wys dat sy nou 'n CD gekoop het. Dit is in 2013. En haar ma sê toe vir my, maar sy slaap ook vanaand alleen. En ek besef net hoe die vyand weer eens net probeer om weer sy kloue in te slaan. Ja. En die volgende dag ry ons terug en ek sê vir Marlies, ek sê, hoorie, ek het toe daai November het ek baie optredes en ek sê vir haar, kom, ek dink jy moet saam met my begin op die pad gaan. Ek dink net, ons kan nie die vyand, ek wil nie dit toelaat. En sy hou toe, sy werk toe haar kennismaand in Oktober, en dan was nou November op pad, want November het ek iets soos, in daai maand het ek iets soos 20 optredes gehad, so finansieel sal ons okay gewees het, en dan werk ons maar ons weg, en kyk maar, en ek was nog geteken daai tyd by 'n platenmaatskappy, so ek was nog, en einde Oktober, het laat weer daai agent my en sê, maar, al daai hele toer is gekanselleer. Sure. So in daai hele maand sit ek en Marlies toe en kyk, tel mekaar se tande by die huis. Maar dit was 'n mooi tyd. Ons het op 'n stadium dit so sleg gegaan. Jy weet daai varkies wat 'n mens kry wat jy vir die Bybelgenootskap of een of ander daai, ek weet ek, jy lyk so spaarvarkies. Ja. En 'n vriend van my het dit gegee en ons het eendag ons het nie geld vir krag nie. Sure. En ek bel die ou, ek sê, hoorie, ek gaan hierdie ding nou stik en kap en ek gaan al die geld vat en my krag koop. Ek sê vir jou presies sê wat hier in is en as dit eendag vir jou keis, dan gaan ek die geld vir jou gee. En dit is nou 13 jaar later, my vrou het nog nie weer werk toe gaan werk. Sy het toch al die pad saam met my op toer. Inteendeel, ek het 'n paar weke terug moes ek blitsvinnig het iemand my geboek om in Bloemfontein op te tree. En ek sê vir hulle vra vir my, kan ek vinnig net die aand Bloemfontein die volgende dag terug gaan, want ek was besig met 'n Weskus toer. Ek sê vir hulle, ek gee nie om wat julle my betaal nie, maar julle gaan my vrou se vlugkaartjies betaal, so sy gaan saam. Ja. En dit is vir my, dis iets wat ek dankbaar is dat ek dit as ver kan doen, en dis iets wat ek mense wil encourage. Ek sê altyd, jy moet jou familie beskerm. Daar moet iets wees wat jou vrou prioriteit gee bo enigiets anders. Wow. En ek wil vir ma's ook sê, jou kinders moet prioriteit kry. Verstaan jy, dat is daar's iets aan 'n ouer daar's iets aan 'n ouer, aan 'n kind wat weet dat die ouers is daar vir hom. Sure. Of haar. En dis vir my belangrik. In my lewe, al het ek nie by my ouers groot geword nie, die mense wat ek by groot geword het, hulle was soos in next level. Hulle was 'n goeie substitute, en inteendeel, my ma en my pa was net so lief vir my. So ek het die beste van beide wêrelde gehad, ja, dis my ervaring, Ja, ek en Teresa vind ook in bediening is dit beter om so te wees. Absoluut. Jy weet, want ons vind ook dit hou die duiwel uit, en jy het ook 'n tweede persoon wat vir jou 'n bietjie kan perspektief bring wanneer daar 'n besluit is of daar's 'n krisis of daar's 'n moeilike situasie. Jy kan saam bid, jy kan saam staan, en jy kan ook net nog 'n
perspektief op die situasie Ja. kry. My vrou is byvoorbeeld 'n goeie barometer vir my as dit kom by, want soms kan ek bietjie complicated skryf. As ek 'n liedjie skryf, dan wil ek nou al die akkoorde wat daar is in die wêreld in een sang indruk. En sy het vir my van my 'n baie beter liedjieskrywer gemaak, want ek kon haar oor vertrou. Want dit waarvan sy hou, die klank waarvan sy is waarvan die meeste mense hou. En die feit dat ons nie dat sy nie ook sing nie, help my byvoorbeeld weer, want sy ek het nou 'n sang wat ek nou geskryf het, die liedjies wat ek nou vir haar geskryf het, hy's nou nog glad nie uit nie. En maar hy's daarom klaar geskryf. Die liedjie se naam is Jy gee meer, en die woorde sê iets soos jy gee meer as wat jy vra. Jy gee meer as wat jy vra. Jy gee soveel meer as wat ek nodig het. Jy luister ook meer as wat jy sê. Hoe sal iemand anders my weer so lief kan hê? Sure. Né? Wat die beautiful is, maar in daai liedjie staan is daar 'n deel wat sê as die kameras begin draai, dan skuif jy uit die prentjie uit, en dit is wie sy is. Ja. En dit maak dit vir my, en dit maak my haar meer waardeer, en dit maak dat ek dit maak net dat die plek waarin ek beweeg, wat soms by baie belangrike mense is, wat het jy al van 'n wie, ek het nou eendag 'n dingetjie gekry by 'n plek waar ek was, wat sê VVIP. Very, very. Ja, Yes, dan is jy goed. hoor. dis nie dan belangrik hoor. Maar dis wat ons wil wees. Verstaan jy? Ons mense wil dit wees. En die ding wat ek wel vir jou vandag van my vrou kan sê is, sy wil dit nie wees nie. Sy beweeg uit daai crowds uit. Sy is nie comfortable in dit nie. En dis wat ek die meeste van haar waardeer. En sy hou my nederig. Sy hou my regtig nederig. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Hoe sy jou nederig hou. Ons sal haar met inbring en uitvind. Ja, jy moet seker maak of dit so is. Ja. Nee, ek is seker. Ja. Daar's soveel van jou storie wat ek glo soveel resoneer met ons luisteraars en ons kykers, en dit is so belangrik. Jy weet, dat ons besef dat God vir ons 'n lewensmaat stuur, of ons iemand stuur wat saam met ons kan werk. Hy het jou op hierdie strategiese plekke, op hierdie strategiese maniere met strategiese mense gekonnekteer, en jy gaan deur hierdie proses, en iemand wat kom met 'n selfbeeldprobleem in 'n industrie soos hierdie is klaar 'n probleem. Absoluut. Want ek wil jy oorkompenseer Ja. om bekendheid te verwerf, en dit raak amper op 'n obsessie. Ja. 'n ander kunstenaar wat eendag met my onderhoud gedoen het vir my gesê dat die platemaatskappy het vir hom gesê, want sy fanbase is baie jong meisies, sê die platemaatskappy het vir hom gesê, los jou vrou asseblief by die huis as jy optree. Dit was hulle vir my ook gesê. Hulle het vir my dit ook gesê, en hulle het gesê, as jy wil hierdie leer klim, maar ek wil net vir baie aspirant ouens daar buite sê, die leer, jy kan hom nooit hoog genoeg klim nie. Dis net nooit. Hulle verwag net elke keer net nog en verder, net nog, en later. Iemand het eendag mooi gesê, if you live for people's praise, you will die of their criticism. Dan dieselfde mense. Ja. Maar dieselfde mense wat jou oplig, dis hoekom jy so hoog wil oplig, want as jy mat onder jou, dan val jy harder. Ja. En nou ou nie, dis 'n valse, fame is 'n valse ding. Fame is 'n ding wat die meeste mense na jaag, maar dis 'n valse ding. En moet dit nie vertrou nie. Ja. Want hy gaan jou seermaak. En hy gaan jou seermaak die dag wanneer jy dit nie verwag nie. En dis nie vervullend nie. Nee, glad nie. Want jy kom daar en dan dink jy by jouself, Kan ek jou iets vertel? Kan ek? Dis nou presies dit. Toe ek, daar was twee goed wat ek wou gedoen het in my lewe. Die een is, ek wou bitter graag op RSG wou sing, my liedjies hoor, want my ma het altyd RSG geluister. En die ander ding was, ek wou op Noot vir Noot wees. Dis die twee goed wat in ons huis heeltyd daar was, verstaan nie? Johan stem het. En toe ek nou, en ek wou, dit was 'n innerlike begeerte, maar jy weer eens, onthou nou, my tema is, wat ek nie verdien nie. En RSG gebeur toe eendag, hulle speel toe 'n liedjie, as jy nie meer lief vir my van my op RSG, en ek besef toe my, dit voel toe nie so, soos wat jy nou sê, so vervullend soos wat dit, en ek dog, maar nee, miskien is dit Noot vir Noot, as Noot vir Noot, en op 'n dag, bel Johan stem met my, sê, Michael, ons wil jy moet op Noot vir Noot gaan. En ek is so dankbaar, ek sê, ja, is dit reg, ek maak toe asof dit maar net natuurlik is, ek sê net, ja, nie eens 100%. Ja, wanneer, kyk wanneer ek op plekkie het, wanneer ek tyd het, wanneer, en ons gaan toe om het op te neem, en die opnames word gedoen, baie mooi als, kom terug,
Nou word dit, paar maande later word dit uitgesaai. En die aand wat dit uitgesaai is, tree ek en Janel in Oudtshoorn op. Ek het daai tyd nog in George gebly en as tree in Oudtshoorn op. En ek sê vir die mense daar aand, ek sê, hoor die ouens, ons moet Noord vir Noord kyk vanaand, my eerste keer op Noord vir Noord. En die sal my glo nie, Richard, daai aand, toe werk die TV's nie by daai plek waar ons is. Sure. En ek sê, nou kan ek nie my eie Noord vir Noord kyk nie, en ek wil nie 'n opname van dit kyk nie, ek wil dit kyk terwyl ek wil dit gesien het, die volgende dag is dit erger, toe ek wakker word, maar ek besef, niemand bel my, niemand WhatsApp my en sê, hoorie, well done nie. Ja. Toe was die hele SABC2 af, die aand van my opname, yes, en ek is depressed, hoor, ek is so down, yes, en ek weet nie, van al die 365 dae, daai aand, Ja. van my uitsending. En ek struggle, ek praat met die Here en ek en weet jy, daar's 'n ander program wat hulle gedoen het, wat Johan Stem met hulle gehad het, was so 'n susters program van Noord vir Noord, wat hulle genoem het Potpourri. En dit was net bestem vir die heel bekendste sangers. Dan vlieg hulle nou, hulle camera crew, na die dorp of stad toe waar daai persoon bly, en dan vervul hulle alles van hom. Sure. Sy huislike goed en sy charities wat hy doen, alles, en dan, dis die program wat geallokeer is vir dit. En ek sê altyd vir mense, my bekendheid is baie vreemd. Verstaan jy, as jy my sien, dan besef jy het my al, maar jy weet nie, was ek saam op skool, of verstaan jy, ja, of weet ek jou swembad ingesit, verstaan jy, of something, maar jy weet, jy ken my, maar jy weet nie, dis sang nie, of altyd dis sang nie. So ek is, en Johan Stem het bel my, en hy sê vir my, Michael, ons weet van die uitsending wat nie gewerk het nie. En ons het besluit om 'n potpourri program oor jou te doen. Sure. Weer eens, ek het dit nie verdien nie. Hulle vlieg, hulle hele crew na my toe, hulle verfilm alles, ek was daai tyd, het ek by Park Dean Laerskool, het ek bietjie gehelp met musiek daar, hulle het so intoe gegaan, ek het by die sportballe, maniese storie, hulle het met hulle by hulle draai gemaak, ek het daai tyd by Fancourt gesing, gereeld, hulle was daar, hulle was oral, hulle, my hele lewe verfilm, amper in daai tyd. Wow. En dit gewys, en weet jy, die res van die land het seker gewonder, maar wat maak ek dan? Maar hulle het ook nog gedink, ek is van daai heel bekendste ouens, op 'n plek wat ek nie verdien nie. Sure. Maar die Here kom toe en herstel alles, hy laat alles toe ten goeie meewerk, vir die wat hom lief het. En ek wil vir jou sê, ek wil van mense daar buite sê, moenie as 'n slegte ding met jou gebeur, die moed daar verloor nie. Gee dit tyd, gee dit kans. Wees lief vir hom. Dis al wat ons moet wees. Ons moet lief wees vir hom. Ons moet lief wees vir hom. Dan sal alles ten goeie meewerk, want omdat jy vir hom lief is. Sure. Nou ja. Dit wat jy verloor het was klein teen dit wat jy gekry het. Gegain het, ja. Dit was regtig ten goeie. Absoluut. Ja, want nou het jy hierdie blootstelling oor 'n langer tydperk, Absoluut. baie meer kykers. Ja. So waar jy net, ek onthou Noord vir Noord, die ou het net opgekom en daai paar songs gesing wat die ouens, en dan sing jy ook net so deeltjie. Jy sing 3 of 4 liedjies in 'n stukkie van dit, en dit moet nou invleg in 'n ander lied en nee. Ja. Dit is So die Here weet beter. hy weet altyd beter, en ons moet hom vertrou. Ja, dis die ding. Verstaan jy? Iemand sê nou eendag is hoekom dit soms moeilik is om die Here te vertrou, is dit is moeilik om iemand te vertrou wat jy nie ken nie. Leer hom ken, Dis so. sodat jy sy hart kan leer ken. Dat jy kan weet dat aan die einde van die dag, die feit dat jy ek haat broccoli, maar my vrou gee vir my gedurig broccoli. Maar vir daai oomblik wanneer ek dit eet, is dit nie vir my goed nie, maar dit is vir my later, gaan dit vir my goed wees. Ek het in die oggend sulke goed wat ek bedrink, wat sy noem dit 'n adupa. En dit is sleg, maar is goed. Ja, ons weet nie beter nie. Ja, Dis ja. en baie kere dink ons. Ja. So hoe lyk jou lewe nou? Vertel ons 'n bietjie van Ja, jou huidige lewe. kan ek vir jou iets, ek wil graag, ek het op pad hierheen gedink, ek wil graag vertel wat met my gebeur het in lockdown, kan ek dit vir jou? Ja. Lockdown was 'n moeilike tyd, vir sangers en ek het toe, op 'n vreemde, ek het 'n vriend met naam Morney Swart, en hy
hy wou daai tyd, net so voor daai tyd wou hy Suid-Afrika, hy het 'n page begin met die naam Shut SA Down. So. En hy is nie bekende ou nie, maar vir een of ander rede het hy binne in no time 60,000 followers gehad op mense wat Suid-Afrika wil shut down. So. Want hy wil vir 2 dae gehad, het alle besighede moes toemaak, net om die land, wat ek al, ek weet nie. En hy het toe die following, en hy vra toe vir my en vir Sonja Harold, of ons nie op die blad wil bietjie sing nie, laat dit nie net alles ek ernstige goed is, want hy het baie ernstige goed hanteer, dat ons net bietjie sing, en Sonja doen dit toe, en ek weet nie hoe om dit te doen nie, en jy ken my, jy weet hoe ek in tegnologie, verstaan ek, en ek het toe, en op sy page vat ek toe my foon, Marlies hou die foon, en dan sing ek nou maar met die gitaar so op dit, en dan doen ek nou maar daai 5 songs wat hulle vir my vra, maar met dit, raak ek toe vertroud met hierdie aanlyn ding. Ja. Dis nou net voor lockdown, en toe lockdown gebeur, toe het ek al bietjie meer gear by mekaar om aanlyn goed te doen, en ek begin toe 'n program, want ons net by die huis, die hele dag, ek begin toe 'n program met die naam 90 minute met Michael Lind, en dan die Vrydag aand, dat doen ek nou 'n sekulêre, en dan die Sondag het ek, of die Saterdag aand, ook sekulêr, Sondag aand het ek 'n aanbiddingsuur gehad, wat ek al 90 minute gehad. En ek doen dit, en dan sit ek maar my bankbesonderhede daar neer as iemand wil, en dan sê Tannie Saartjie, en dan het ek versoeke ook gedoen, so mense kan nou versoeke stuur, en dan lees ek die versoek, en dan doen ek dit nou maar, en dan betaal die mense R50 in, en ek gaan kyk altyd op my rekening wat het ingekom, en toe op 'n dag, maar dit is net nooit, dit is net min, man, en die Tannie sê, hoorie, ek gaan volgende maand, as ek SASSA kry, gaan ek vir jou R50 of R100 in betaal, sê ek, dankie Tannie, dan doen ek al versoek vir, en ek is eendag, en ek sit by my swaar se huis, ons het so in dieselfde kompleks gebly, en dan betaal 'n vrou R5,000 in my rekening, en ek hardloop dan Marlies, ek sê, kyk hier, en toe ek wegloop van Marlies, maar ons is toe baie dankbaar, toe ek wegloop, toe betaal die vrou weer R5,000. Sure. En in die lockdown tyd, het die vrou, die een persoon, ver oor R100,000 in my rekening betaal. Sure. Ek het dit nie verdien nie. Dis 'n vrou wat ek nie ken nie. Sy het net toevallig op hierdie program, op hierdie ding opgeëindig, en dit betaal. En ek wil bitter graag die vrou ontmoet, want sy het my soort van gered in lockdown. Ja. En ek vind haar nommer op 'n manier uit, en ek bel haar, en ek besef sy is baie ontwykend om my te wil ontmoet, want sy het dit uit gehoorsaamheid gedoen, maar ek hoor nie, want ek wil hê sy moet my oë sien. Dis my begeerte dat sy my oë sal sien, hoe dankbaar ek is. Ja. Iemand het eendag mooi gesê, as jy ontvang, moenie vergeet, en as jy gee, moenie onthou nie. En dis iets wat ek met my lewe wil saamdra, maar die Here ken toe my hartsbegeerte, en ek wil weer eens vir die mense sê, vertrou dat die Here jou hartsbegeerte ken. Ja. En later het ek nou nie meer gevra daarvoor nie, maar ek het dit altyd gehoop, ek loop haar ergens raak. Maar ek weet nie altyd hoe lyk sy nie, verstaan ek, want die foto's kan jy nie, op Facebook kan jy nie altyd trust teen ek. Maar so gaan die jare aan, en ek moet nou, ek het 'n nuwe lied, so 'n maand of 2 terug opgeneem, en ek moet TV-onderhoude gaan doen in Pretoria, en my vrou boek die kaartjies vir Johannesburg, en ons vlieg die Sondag uit, en ons vlieg die Woensdag terug. En ek doen 'n paar TV goed en radio-onderhoude daar in Pretoria en Johannesburg omgewing, en toe ons Woensdag terugvlieg, toe besef ons het nie vlugte geboek nie, ons het nie plekke bespreek nie. Ons het die vlug is geboek, maar ons het nie plekke bespreek nie. En hulle gee toe vir ons 14B en 15B, so ek sit agter daar in die middel van 2 mense, en die vlug is, ek vra toe, kan ons nie ruil nie, hulle sê die vlug is stampvol, ons kan nie. Kom op die vliegtuig, en ek skimp so 'n bietjie, gaan ek nou nie by jou sit nie, ek hoop iemand hoor, iemand herken my, maar niemand ken my daarop nie, niemand maak so hulle my hoor nie, en ek sê, dan sal ek nou maar sit hier voor, en sy sit toe al klaar, en ek sê ons is die laaste 2 mense wat op die vliegtuig klim, en ek stap
So, en ek skuif by 'n ou en hier sit hier, so 'n jong man, sit hier en dan sit ek en dan is hier 'n vrou wat lyk asof sy issues het met haar foon en sy is besig en ek praat er so en toe voor ek wil gaan sit, toe sê die vrou vir my, is dit Michael Lind wat langs my kom sit? Ek tog, dis 'n fan. Ek wil 'n koutjie uitblik en erns teken, verstaan, vir foto neem. Want hoe kan iemand jou herken aan jou straatstem, verstaan? En dis dit sy. Sure. Wow. Dis dit sy. Dis dit, ek weet, dis 5 jaar later. En die Here het nie vergeet nie. Verstaan, hè? En ek kon in haar oë kyk en ek kon vas sê, dankbaar is ek. Ja. En ja, dit was net vir my, dit is seker vir my, seker een van die beste goed wat ek weet nie, dit het net vir my, dit het net my hart baie goed gedoen, ja, so, ja. Want is onmoontlik. Dit is onmoontlik. Een sitplek. Ja. Ja. Wat 'n getuienis, soveel vlugte, Ja, een sitplek, ja. soveel verskillende dorpe in Suid-Afrika waar hy in vlugte gaan. Absoluut. Dis onmoontlik. Dis net Absoluut. God wat dit kan doen. Absoluut. En ek is hom ewig dankbaar en ek het net altyd, daar's 'n vers in Kolossense wat sê, wat ook al jy doen dit van harte asof vir die Here. En van daar af is ek net confident in dit, en wat ek doen. As ek nou vir my vrou sing, liefie, ek is lief vir jou, wil ek dit doen uit oorgawe, asof vir die Here, en ek leef, ons het nou 'n ding wat ons wil begin, ons is nou in die proses om het, wat is noem the least of these foundation, wat ek net by mense wil uitkom, wat nie noodwendig, as baie mense wat my wil hê ek by hulle kom sing, maar nou moet ek hulle charge, en hulle het nie die geld om te betaal nie, en ek wil by mense uitkom. Ja. En jy doen, want ek sien op sosiale media die verskeie plekke wat probeer, jy gaan. Ja. En ek wil jou tyd is jou geld, en jy gebruik jou musiek om uit te leef, so dit is verstaanbaar. Dit is moeilik vir ander mense om dit soms te verstaan, as hulle, vir alles ding, as jy gaan maar nou net, iemand het eendag gesê, maar jy sing dan net. Verstaan jy, ja. Kyk, as jy kyk na, kom ons sê celebrity, jy weet, jy kyk na iemand en, as ek sê, ek het Michael Lind op die radio saam met my, dan sê almal, stuur groete vir Michael, ons ken hom. Nog een, stuur groete vir Michael, Michael het dit, en Michael het dit, en soos, jy weet, mense sien jou as 'n celebrity, so mense dink, maar, jy weet, jy skatryk, en jy rol in die geld, en jy verstaan jy wat ek sê, dis maar net 'n miskonsepsie. Absoluut. Dis amper so sukses, nou die dag, jy praat daarvan, maar ek nou die dag te luister, weet jy, ek het dit raak geluister op YouTube, toe het hulle hierdie, van die top sterre in die wêreld, van hulle was filmsterre, van hulle was sangers, en toe het hierdie ouens nou almal net so 2 of 3 minute gesels, maar ek praat nou van die top ouens in die wêreld, en mense wat nou soos aanbid word amper, en jy moet hoor hoe ongelukkig daai mense is, en hoe hulle die selfbeeldprobleme wat hulle het. Ek kon dit nie glo, toe ek hoor wat die realiteit is, want jy het die kameras, en jy het die ligte, en jy het nou AI, en jy het Photoshop, en jy het al die dinge wat alles laat perfek lyk, met die agtergrondmusiek wat speel, maar die realiteit is dat die enigste blydskap, die enigste vrede is in die roeping wat jy het. Absoluut. As jy in dit instap en intree, en ek dink dis waar jy nou is, jy weet, is om in daai roeping meer en meer te begin intree. Dis waar ek dink ek en jy het gesels oor die fondasie, en ek dink is 'n baie goeie idee. Jy weet, om jou talente kan gebruik. Absoluut. Om God se koninkryk te bou, en ook dan vir mense verligting en blydskap te bring. Jim Carrey het gesê, hy wens almal wil skatryk word, en baie famous word, dat hulle sien dat hulle kan sien, dit is die moeite werd. Ja, dis waar. So ons is die laaste 5 minute. Ja. Ek gee dit vir jou. Ja. Ek het lewe weg van jouself af. Ons het in 'n kultuur, ek is in 'n kultuur waar dit net oor ons gaan. Ons moet heeltyd post. Ek moet heeltyd sê, mense gaan, ek bedoel, mense sal kwaad vir my, want ek post nie altyd op waar ek optree nie, want ek raak moeg om van myself te post, verstaan jy, want ek dink dis die ewel van ons tyd. Ons wil so baie van onsself. Die Bybel sê ons moet 'n servant word, maar ons wil die meeste wees, verstaan jy? Ek dink baie keer dat ons dit maak jou ongelukkig aan die einde van die dag. En
die Here se metode, as ek dit so kan stel, is nie happiness nou nie. The sacrifice nou. Maar die oorwinning is soveel groter. Daar's iets aan, ek kyk nou baie keer met ek was so aan 'n ou, ek weeg elke week iets anders, verstaan ek, is dan dik, dan maar, en ek dit is my ewige stryd wat ek het, en eendag het 'n ou my gekontak en sê, Michael, ek wil 'n paar sangers wil ek kry, en dat julle hierdie pil gebruik en tipe van ding, want ons soek 'n quick fix, ons wil nou happy wees, ons wil nou maar wees. Ozempic. Yes, nee, dit was nou dit was nou, dit was 'n vriend van my, hy doen dit nou nog, en met baie sukses, maar ons wil net so gou as moontlik, wil ons maar word, verstaan hè, maar daar's satisfaksie in die proses. Ja, dit is so. Daar's satisfaksie, daar's vrede in die proses, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, en vertrou daai proses. Sure. Vertrou die proses, dis vir my so belangrik, en ek wil vir die musikante daar buite sê, moenie die leuen glo, dat sukses vir jou geluk gaan bring. Dit kan nie. Sure. Dit kan nie. Wow. Dit kan nie, daar's een ding wat ek sê, Paulus sê, hy oor niks boast hy nie, as wat sy naam geskryf is. Sure. Halleluja. En ek wil vandag vir jou sê, julle kan my e-posadres is info@michaellind.co.za. Kan my enige tyd WhatsApp of julle kan e-pos stuur, maar ek wil julle encourage en vir jou sê, ek het I've been there, ek het 40 t-shirts daaroor, Sure. by die huis. Wow. Dat hierdie wêreld kan jou nie satisfy nie. Sure. Hy kan nie. Hy probeer, maar hy kan nie. Ja. Ja. Ja, Michael Lind, baie wyse woorde tydens hierdie onderhoud en baie diep dinge bespreek. Baie dankie dat jy gekom het om jou storie te deel vir sy glorie. Dit is regtig lekker om jou hier te hê. Ja, is lekker om Daar's hier te soveel wees. stories wat ons kan bespreek. Ja, ek het nog so baie, terwyl ek hier sit, dink ek aan so baie goed wat ek nog graag met die luisteraars wou deel. Ja. Ek gedink of ek alles wou neerskryf, maar ek Ja. wil net graag uit my hart uit met jou praat Sure. vanoggend. Ja, Maar ek dink ons sal 'n deel 2 verseker Ja, moet doen. dit sal absoluut. Ja. Dan gaan jy vir ons afsluit met gebed. Ek sal natuurlik. Dankie. Here, ons wil vandag ons liefde vir U verklaar, Here. Ons wil Ja, vir U ja. kom sê, Here, dat ons U ten volle wil vertrou, Here. Soms vertrou ons nie, maar ons wil U vertrou, Here. Ons wil graag al ons vertroue in U kom stel, Here. Yes. En ek bid vir elke luisteraar daar buite wat met issues het, Here, met insecurities dalk sit, Here. Finansiële probleme, verhouding wat nie uitwerk nie. Goed wat net skeefloop op een slag, Here. Is dat ons die proses sal vertrou en dat ons net U sal lief hê, Jesus. sodat ons kan besef dat U dit aan die einde van die dag alles ten goeie sal meewerk, Here. Ons het U lief, Here, en ons wil alles kom doen om U te behaag, Here. Want ons aan die einde van die dag gaan alles net oor U, Here. Ons talente kom van U, alle goeie dinge kom van U, Here. Amen. En ons wil vir U kom eer, en kom loof en kom prys vir wie U is en vir wat U in ons lewe doen. Ek kom bid vir elkeen, daar's nou mense daar buite, Here, wat sy huise dalk oorstroom is of iets. Here, wil U op watter manier ook al net vir hulle uitkoms gee. Ja, Here. Finansiëel in hulle lewens kom voorsien. Hulle familie, kinders wat dalk oor see is of kinders wat dalk in slegte goed betrokke is, Here. Ek vra, Here, dat U sal ingryp, Here, sodat daai ouers weer kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja. Ons loof en ons prys U en dankie dat U so 'n goeie God is. Dankie, Here. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.